Goeiedag almal, dit is in die tonnel, dit is Vrydag, dis een van my gunsteling dae, dit is die week wat ingaan na die naweek toe. Dit is Saterdag en Sondag se sportaksie waarna ons gaan kyk hier in die tonnel. Gereed om uit te draf soos altyd op 'n Vrydag en 'n lekker verskeidenheid sport. Daar's 'n groot rugby 6 nasie wat weer aangaan en dit is veral Ierland teen Frankryk, 'n groot wedstryd. Ons hoor wat sê Ierland se afrigter. Ons praat met die spelers en met afrigters in hierdie program. Mike Potgieter gaan ook sy rugby kennis menings weer gee. En dan op die sokkerveld, Engelse Premierliga, 3 groot wedstryde onder andere waarna ons gaan kyk. Wel, daar's altyd groot wedstryde in die Engelse Premierliga. Maar ons hoor wat sê van die afrigters en ook Kevin De Bruyne van Manchester City wat praat. Golf, dis die Arnold Palmer uitnodigingstoernooi wat gespeel word. Rory McIlroy en Scotty Scheffler, 2 van die voorstes in die wêreld wat ook hulle mening gee. En dan sit op die tennisbaan Indian Wells wat gespeel word, Carlos Alcaraz wat ook daar saamgesels. En dan is daar ook 'n groot klomp aksie in Namibië, baie sport wat daar gespeel word en ons gesels ook Anne-Marie de Tooy. Sy is daar by die Napso Atletiek daar in die suide. Lekker vooruitsig van 'n program met 'n klomp verskeidenheid. Maar kom ons begin met die rugby. Ons skop af met die rugby. Dit is eerstens die 6 nasie. Dit is Ierland tuis teen Frankryk. Dit is 4:15 Namibiese tyd Saterdag. Skotland speel dan daarna. Dit is 6:15 net so na sononder of met sononder is Skotland tuis teen Wales en dan is dit Sondag Engeland teen Italië. Kom ons hoor eers wat sê Ierland se afrigter, dit is Simon Easterby. Baie groot wedstryd, dit kan bepalend wees in 'n groot mate. Die wat met hierdie wedstryd wen, 'n baie goeie kans om die 6 nasie te wen, maar so Simon Easterby. Yeah, I guess it's you always want to feel like you're going to go out and perform and inspire the people watching, inspire the nation that this team has done for a number of years, and that's part of the reason. You know, there's a number of factors to this game for us and wanting it to be really special. It's the last home game of the season for us. It's a number of players' final home appearance in an Irish jersey, but there's also something else on the line as well, which is bigger than all of that. So I think there's a number of things and factors to wanting to make sure that this is a really top performance from us. Dan Simon Easterby, die afrigter van Ierland se rugbyspan, belangrike wedstryd daar vir Ierland en vir Frankryk. Die rede is die puntestand. Almal het 3 wedstryde gespeel. Ierland het 14 punte. Frankryk het 11 punte en Engeland 10 punte. Dis die boonste 3 wat nog dit kan wen. So as Ierland wen, hulle speel 'n laaste wedstryd volgende naweek teen Italië weg. Hulle sal gunstelinge daar wees, so dis 'n belangrike wedstryd. Frankryk kan ook nog die 6 nasie wen met 'n oorwinning teen Ierland. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Met hom ook gesels oor wat hy kan gebeur Ierland teen Frankryk. Maar ek is die 6 nasie wat voortgaan natuurlik 'n belangrike wedstryd vir Ierland en Frankryk, die 2 voorlopers na 3 wedstryde. Dis in Dublin vir Ierland op hulle tuisveld in hulle hande. Dit is nooit maklik as Frankryk na jou toe kom nie. Maar Ierland lyk daarom tuisveld voordeel lyk na die Effelse gunsteling. Definitief. En Ierland het so ietsie ekstra om voor te speel. Dit nou bekend gemaak is 3 van hulle senior spelers wat ook nou gaan uittreë. So hulle sal definitief vir daai 3 spelers onder andere, maar vir Ierland oor die algemeen weer daai voormalige wêreldnommer 1 spanposisie wil probeer terugkry van Suid-Afrika af. En ek dink wedstryde so 6 nasies help met dit, maar ons ook ietsie groter waarvoor Ierland hierdie jaar speel. Seker. Maar een komponent op skrimskakel wat belangrik gaan wees is sekerlik 2 van die beste skrimskakels in wêreld rugby, Gibson Park vir Ierland, Nieu-Seelander van geboorte en dan De Pont op 9. Daai stryd gaan baie bepalend wees wat gebeur. Nee, definitief. En ek weet jy ken nou toe Frankryk teen Namibië gespeel het by die Wêreldbeker. Die spelers het gesê hulle het nog nooit 'n speler gesien wat so baie rondkyk nie. En ek dink dis wat De Pont spesiaal maak. Op 'n goeie manier. Jy kyk waar sy pas. Heeltyd opsommend is. Maar ek dink iemand soos Gibson Park is een van daai spelers wat hy daai vermoë om die verdedigingslinie net so bietjie te toets en aan die raai te hou. En ek dink dit is 'n stryd binne hierdie stryd. Maar as jy kyk na die vleuels en die agterste 3 van beide Ierland en Frankryk, dis al 6 daai spelers is aanvallende X-faktor spelers. En ek dink dis wat hierdie stryd tussen Ierland en Frankryk so groot en spesiaal gaan maak, is jy weet eintlik nie wat om te verwag nie. Dit gaan 'n groot ding.
Ja, dankie Mike. Ja, lekker vooruitsig Ierland teen Frankryk en dis die twee beste spanne waarskynlik daar saam met Engeland in die 6-nasie hierdie jaar. Nou kom ons kyk wat gebeur juis met Skotland en Wales ook. Dit is die tweede wedstryd. Dit is Skotland wat tuis speel daar in Edinburgh. Wales wat nou al 15 wedstryde in 'n ry verloor het, maar beter begin speel. Dit is moeilik om in Edinburgh te gaan speel. Hier is Mike Potgieter weer. Maar dit is in Edinburgh, dit is Skotland tuis teen Wales. Skotland sal bietjie wakker slaap vir hierdie ene, want hulle sal kyk na wat gebeur het in Cardiff, waar Wales eintlik amper vir Ierland gewen het. En Wales natuurlik ongelukkig nog steeds, dit raak nou 15 in 'n ry. Dink jy hulle hou van daai telling wat hoor raak die 15 wedstryde verloor in 'n ry. Hulle kan, as jy kyk wat gebeur in Cardiff, hulle kan sekerlik wen. Definitief, ek dink dit is wat nodig is vir 'n span soos Wales, dat hulle regtig 'n goeie oorwinning behaal oor 'n span wat eintlik half die gunstelinge gesien word. Skotland het gewys dat hulle is nou aanspraakmakers tot daai top 2 posisies in die 6 nasies. Maar Wales sal Skotland as 'n geleentheid sien om daai upset te kan kos. En hulle het gewys hulle kan dit doen. Ja, dankie Mike. Skotland teen Wales, 'n lekker wedstryd wat ook Saterdag plaasvind. Sondag is dit Engeland teen Italië en Mike Potgieter gesels ook weer saam wat ons dink kan gebeur Engeland teen Italië. En Mike, dit is 'n tuiswedstryd vir Engeland in Londen. Hulle het beter momentum gekry. Borthwick se afrigting lyk my werk vir wat hy wil hê hulle moet doen. Bietjie meer konservatief, maar hy kry 'n manier dat hulle is tog goed afgerig, goeie soos die Engelse sê set pieces. En dit gaan 'n moeilike ene wees vir Italië om in Londen te wen. Engeland bepaal beter as vorige jare. Definitief, en ek dink daar's een naam terwyl ons vroeër gepraat het oor spelers en so aan. Daar's een naam wat vir my uitstaan kop en skouers bo die res en dit is die van Smith op loskankel. Ek dink hy het regtig daai try sy eie gemaak. Ford weet ek is nog daar in en om die areas, maar ek dink Ford is een van daai spelers wat die Mornay Steyn rol by Engeland vertolk. En as jy kyk na hoe wanneer Ford inkom, die spelpatroon verander noemenswaardig. Maar Smith is een van daai spelers. Ons het nou al gepraat oor De Ponds, oor die Gibson Parks. Smith is een van daai spelers wat hy hou van aanval. Hy hou van die oppositie aan die raai hou, hy sal 'n steekskoppie oorsit. En ek dink teen Italië is dit een van daai wedstryde waar daar bietjie meer vryheid gegee word vir iemand soos Smith en sê, gaan speel die wedstryd, sorg dat ons hom oordentlik wen. Ja, dankie Mike. Ja, Engeland waarskynlik die groot gunsteling om vir Italië te klop daar in Londen. Maar ek dink hulle gaan vir Ierland en vir Frankryk kan vang nie, maar dit is all to play for, soos hulle sê in Engels. Dit is groot 6-nasie rugby die naweek. Daar's ook een wedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap, Suid-Afrikaanse belang. Dit is die Sharks wat tuis speel teen die Lions. Hulle het ver verloor in Johannesburg net 'n week terug. Dit is die Sharks wat ver verloor het. Nou speel hulle tuis, belangrike wedstryd vir hulle. Hulle kan nog die Suid-Afrikaanse skild wen. Dit is as hulle die wedstryd met 'n bonuspunt wen. Maar Mike Potgieter verduidelik vir ons. Mike, 2:00 die middag, Durban, dit is die Sharks teen die Lions. Behalwe vir punte vir die Verenigde Rugby Kampioenskap is daar ook 'n skild wat hulle speel. Dis niemand se skild nie. Dit is die naam van die beker. Dit is die Shield waarvoor hulle speel. Die Sharks in hulle hande. Wen hulle met 'n bonuspunt, wen hulle die Suid-Afrikaanse skild. Dis natuurlik al die Suid-Afrikaanse spanne weg en tuis te mekaar kyk jy die meeste punte uit. Ja, ek hou van die pan wat jy gebruik van skild, want wen die Stormers die skild, gaan die Sharks die Lions die skild gee, want die Stormers sal op die stadium die grootste leeu ondersteuners wees. En dis wat my opwindend is van die Verenigde Rugby Kampioenskap. 'n week of 2 terug het almal gedink, die Stormers het die seisoen van alle seisoene wat vergete wil bly, dis beserings, dis tragies. En ewe skielik hier wen jy een wedstryd bo alle verwagting in stormweer in Pretoria teen jou aardsvyand en jy bevind jouself bo in die Suid-Afrikaanse punteleer. Ja, dankie Mike. Ja, lekker vooruitsig Sharks teen Lions. Dit is moeilik om te sê hoe die Sharks gaan speel. Hulle het ver verloor, 38-14 verloor die vorige naweek in Johannesburg, maar hulle sal waarskynlik beter vaar en hulle kan 'n wedstryd waarskynlik tuis wen. Wat tans op die puntelys gebeur, Leinster het 57 punte na 12 wedstryde, Glasgow Warriors 44. Dan is die Bulls en Sharks 3de en 4de, so belangrik vir die Sharks om daar weer opskuif. Hulle het 34 punte, die Bulls het 41 punte. Dan laer af die Lions het 9de op die lys met 28 punte en die Stormers 12de met 28 punte ook. So die punte verskil bietjie laer af. Dit is alles lekker rugby, die Verenigde Rugby Kampioenskap daar in Durban.
Ons kyk na sokker, dis die Engelse Premier Liga wat voortgaan en daar is groot wedstryde wat die naweek gespeel word. Altyd belangrik, Liverpool wat nog vasklou in hulle voorsprong en dit is van die voorste spanne in die top 4 wat ook teen mekaar speel. So dit is veral Nottingham Forest teen Manchester City. Hulle skop sommer af 2:30 Saterdag speel hulle teen mekaar sommer dadelik en dit is 'n baie belangrike wedstryd veral vir Nottingham Forest wat nog probeer om vir Liverpool te vang. Maar kom ons hoor wat sê die afrigter. Dit is die afrigter van Nottingham Forest. Dis Nuno Espirito Santo. Ons hoor wat dit hy te sê. As I said before, playing at the City Ground has been, I honestly believe that the players feel comfortable. Some of them just anxious to play at the City Ground. They enjoy it so much, and that reflects on the performance of the team. And more than anything is the fans, the noise, the atmosphere, the help that they give us, the extra run that they make us do, the noise that they make when the opponent has the ball. So all these things come together is huge for us to play at the City Ground. Ja, die afrigter van Nottingham Forest daar. Ja, die tuisveld voordeel is 'n groot bondgenoot. Sal ook so wees vir Nottingham Forest. Dit is teen Manchester City Saterdag. Manchester City se Kevin De Bruyne wat lanktyd beseer was, hy is weer terug op die veld. Kom ons hoor wat hy te sê het. Dit is Kevin De Bruyne. Are you just keeping your options open despite the noise that's going on around you? Oh, I don't care, you know. I just, trying to get back to my level. I feel every week I'm getting better, fitness-wise I'm getting better. I'm able to run now the 90 minutes and it's been an uncomfortable couple of months, with the injury, but I'm getting better. I think I'm performing better and better, so that's it. Dan Kevin De Bruyne, een van die sleutelspelers vir Manchester City wat beter begin speel. Hulle het op 'n stadium 'n klomp wedstryde in 'n ry verloor, maar hulle is altyd gevaarlik veral in die Engelse Premier Liga. Hulle probeer nog in die top 4 bly natuurlik ook. Liverpool loop ver voor, hulle het 67 punte en hulle speel teen Southampton wat maar net 9 punte het. 20ste heel laaste op die punteleer. So Liverpool sal waarskynlik daai wedstryd gunstelinge wees. Dis 5:00 Saterdagmiddag Namibiese tyd. Dan Crystal Palace teen Ipswich, dis ook 5:00 en dan Brighton teen Fulham ook 5:00. En Brighton en Fulham is 8ste en 9de op hierdie stadium op die puntelys. Is so belangrik vir hulle om in die top 8 te probeer inkom. En dan Brentford teen Aston Villa, dit is ook Saterdag. Dan Sondag se wedstryde Tottenham Hotspur teen Bournemouth, dit is 4:00 en dan is dit 'n groote ook dis Chelsea teen Leicester 4:00 en dan is dit 6:30 is dit Manchester United tuis teen Arsenal. Baie belangrike wedstryd vir Arsenal veral wat probeer om vir Liverpool te vang daar op die boonste deel van die puntelys. Maar kom ons hoor wat sê Manchester United se afrigter Ruben Amorim. Hy is onder groot druk en hy praat van die sisteme daar by Manchester United. I think it's quite simple. I think we talk about the system. I think the system is not the problem, it's the way of playing. You build up with three, you can build up with three, with two defenders and one midfielder going down. So it's quite simple. I don't see the football like that. The problem of our team is not the system. We have a lot of problems. We are trying to work on these problems. Of course, every system needs different characteristics. Dan Ruben Amorim, die afrigter van Manchester United onder groot druk en hy speel tuis teen Arsenal. Dit is waarskynlik hulle beste sokker speel teen Arsenal, altyd 'n groot derby wedstryd daai nou ook. Kom ons kyk na die punteleer net vinnig die top 4. Liverpool het 67 na 28 wedstryde, een meer gespeel as die volgende 3. Arsenal het 54 punte, Nottingham Forest 48 en Manchester City 47. So dit is al die Engelse Premier Liga sokker. Ons wat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, dan gaan ons 'n bietjie kyk wat gebeur op die cricketveld, ook golf en tennis, alles hier in die tunnel. Ons praat nou weer. Welkom terug by In die Tunnel. Ons kyk wat op die sportveld gebeur reg oor die wêreld. 'n Lekker Saterdag en Sondag se sport wat voor ons lê. Groot cricket eindstryd wat Sondag gespeel word. Ongelukkig Suid-Afrika is nie in daai finaal nie. Hulle het uitgeval teen Nieu-Seeland in die semifinaal. Die finaal is in Dubai, hoewel die toernooi amptelik eintlik in Pakistan gespeel word. Dit is Indië wat nie in Pakistan wil speel nie as gevolg van politieke redes. Die eindstryd is dan Indië teen Nieu-Seeland en dit is Sondag wat daai eindstryd gespeel word in Dubai. Dit is die cricketkampioenskap. Dit is mans cricket 50 balbeurt. Golf, kom ons gaan na Arnold Palmer uitnodigingstoernooi. Dis een van die grootes op die PGA. Dis by Bay Hill. Dit is in Florida waar dit gespeel word. Sterkveld. Dit is omtrent van die bestes behalwe van Live Golf se spelers wat natuurlik nie daar is nie. Van die voorlopers is vroeg is dit Christian Bezuidenhout wat ook 3 onder syfer gespeel het in die eerste ronde en Wyndham Clark het 5 onderbaan syfer, is hy die voorloper.
ander spelers wat goed gedoen het, Rory McIlroy, hy speel altyd goed, maar hy het 'n bietjie verander aan sy tegnologie of sy stokke, eerder as my so kan sê. Hy verander maar gereeld daar en dit is wat die beroepsspelers doen. Interessant om te hoor hoe hulle dit benader en hoe ver hulle ook hulle 3 houte en 5 houte en so aanslaan. Kom ons luister wat sê Rory McIlroy. I messed around with the mini driver last year, but I just couldn't quite get comfortable with it. So I've sort of been playing around with like stronger 3-woods. So this 3-wood that I have carries like 300, 305 in the air, which is a really good club for me to have. And then I've went from a 5-wood to a 4-wood. And that 4-wood sort of bridges that gap. And then I've got the 3-iron that sort of replaces the 5-wood. So I've got a club that sort of flies 260, a club that flies 280, a club that flies 300, and then the driver. So that was sort of the reasoning behind them. And it just sort of gives me more options off the tee, especially with being so comfortable at the other end of the bag with the wedges and hitting those 3/4 shots. It's nice to have those options up at the top end of the bag. Ja, dit dan Rory McIlroy, interessant om te sien hoe hulle tegnologie gebruik, maar hy 300 is nie meters nie, en dit is yards, soos hulle in Engels sê, wat hy die bal slaan, maar hy slaan die bal baie ver, dis Rory McIlroy. En Scottie Scheffler wat ook in die toernooi speel, hy was 1 oorsyfer gewees, 1 ondersyfer eerder na die eerste ronde daar in Bale, en daar is ek met opgesels oor sy besering, hy het bietjie gesukkel met besering, maar hy is nou weer terug. Kom ons hoor wat sê Scottie Scheffler. Yeah, I think it's challenging anytime you're coming off an injury. That first time you step back out inside the ropes, it's different playing competition tournament golf, and there's definitely challenges to it, and it takes a little bit of time to get used to. I'm a big routine guy, and so being injured and being out of my routine was definitely an unusual thing. And Xander's a guy that's fairly routine as well, so I'm sure there'll be some adjustments. But it's definitely good to have him back out playing. Seeing guys get injured is never a fun thing to see, and you just hope they get back to full strength as quickly as possible. Being injured is not a fun thing in this game. Dan Scottie Scheffler, die wêreld se nommer 1 speler, so hy's ook daar in aksie in die Bale. Dit is die Arnold Palmer uitnodigingstoernooi. Aldrich Potgieter van Suid-Afrika speel ook daar, ongelukkig gesukkel in die eerste ronde 7 oor baansyfer. Kom ons gaan na die tennisbaan, dis die ATP 1000 toernooi, dis Indian Wells, 'n groot toernooi, meeste van die topspelers speel daar, die mansafdeling natuurlik. Dit is Jannik Sinner wat nie kan speel natuurlik nie, hy is verban vir 'n paar weke of vir 'n paar maande, en dit is nommer 1 gekeerde Alex Zverev, Carlos Alcaraz tweede gekeer en Taylor Fritz derde gekeer. En kom ons hoor wat sê Carlos Alcaraz, en sommer net, die manne speel baie tennis, en hulle speel reg oor die wêreld, kan hulle eintlik nog geniet, is die vraag vir Carlos Alcaraz, hoor wat sê hy. Well, for me, I mean, tennis is my passion, is my love. So being here is the dream that I was that I had when I was a little kid. So for me, it's time to keep enjoying, living the dream. So and I realized that the time when I'm enjoying on the court playing, I saw my best tennis. So that's all I'm thinking, just to enjoy. Dit dan Carlos Alcaraz, en dit is die Indian Wells toernooi wat gespeel word daar in Amerika, groot tennis op die ATP toer. Dan groot atletiek, en dit is groot atletiek daar in die suide, dit is by El Nathan, en dit is die NAPSU atletiek wat al Vrydag begin het natuurlik, Saterdag gaan dit voort, en van 12:30 af kan NTV natuurlik gevolg word van 12:30 Saterdag word die NAPSU atletiek ook uitgesaai op NTV, en Annemarie de Tooy, sy gesels meer, en sy vertel vir ons wat te wagte is by die NAPSU atletiek. Julle, ek is Annemarie de Tooy van MyZone. Ek is vandag hier by El Nathan, waar die Nasionale Afrikaanse Privaatskole Organisasie se jaarlikse atletiekmôre gaan afskop op El Nathan se eie gronde. Ons begin môreoggend vroeg 7uur met die fakkeloorhandiging en die opening. As julle hier is en julle is in Stampriet of in die area, kan julle enige tyd 'n draai kom maak, hier snoepie, hier goeders om te koop. As julle nie is nie, is MyZone hierso. Ons gaan dit op al ons sosiale media platforms vir julle beskikbaar hê. Hier's al die sportkodes waaraan julle kan dink, van spiesgooi en diskus tot pendel aflos en vele meer. Kom sluit by ons aan as julle kan sien, ons kan nie wag om julle te sien.
Ja, dankie Annemarie. Ja, groot atletiek, daar seker daar's ook 'n lekker curry society en 'n bietjie curry en rys wat ook daar gaan wees daar in die suide. Geniet die atletiek almal daar. En dan cricket, is dit die ICC Wêreldbeker Liga 2 driehoekige reeks. Hy word in Windhoek gespeel. Dit is Sondag by Wanderers, is dit die Riesloe Namibia Eagles teen Kanada. Dit is 9:30. Nederland is die derde span wat in daai toernooi speel. So is 'n mondvol sportklop wat in Namibië gebeur, klop sport internasionaal. Ek gaan 2 wedstryde wat ek veral die naweek voor uitkyk. Dit is Ierland teen Frankryk, rugby 6 nasie. Dan ook dink ek daai Manchester United teen Arsenal sokker gaan baie interessant wees Sondag. Maar dit was 'n lekker saamgesels in die tonnel. Hoop is 'n baie lekker sport naweek vir almal. Ons gesels weer volgende Vrydag hier op In die Tonnel. Groete.